Hallo daar, broers en susters, het is 'n wonderlike voorreg om weer saam met u te wees vandag, in die naam van Jesus, ons koning, ons verlosser, die skepper van die hemel en die aarde. Daar is niemand soos hy nie. Ek is so dankbaar om vir u te sê dat die Here het werklik waar in hierdie laaste week my meer gebruik as in 34 jaar voorheen, om boodskap uit te kry na mense toe oor die hele wêreld. Ek eer God vir dit wat gebeur het. En dan wil ek baie graag net vandag met my boeties praat. En ek wil net verskriklik graag met Royes praat. Royes, ek is nie jou vyand nie. Ek het jou baie lief. Ek eer God vir die werk wat jy doen. Ek eer God vir al die mense wat jy gebring het na Jesus toe. Dis 'n moeilike werk wat jy doen. En daar's baie min mense wat dit sal doen wat jy doen. Ek eer jou daarvoor, in die naam van Jesus. Maar ek vra vir jou baie mooi, moet asseblief nie meer teen my praat nie. Wag net tot die 26ste. Ek sal kom lê dat jy my skop. Maar moenie meer, stop dit nou. Dis die werk van die duiwel daai, om teen boeties te praat. Los dit. Die Bybel sê in Jakobus 5 vers 6, moenie teen mekaar sug nie, moenie teen mekaar praat nie, dat julle nie in 'n oordeel kom nie. En dan, professor Hannes, asseblief, ek het jou niks gemaak nie, en jy het my niks gemaak nie. Omdat ek nie glo wat jy sê nie, jy glo ook nie wat ek sê nie. Moenie meer langer teen my hierdie goed te doen nie, en ek vra jou baie mooi, moenie my naam gebruik. Eerste, Dani Botha, leens, moenie dit meer doen nie. Sit jou eie naam daar. Hannes Redlinghuis, Dani Botha praat leens. Moenie my naam eerste weer sit nie. Asseblief, ek smeek jou, ek is lief vir jou en ek seën jou in die naam van Jesus met die werk wat jy doen vir die Here. Dis wat ek wil sê. Kom ons wees lief vir mekaar. Johannes 13:35. Hierdan sal die wêreld weet dat julle my disippels is as julle mekaar liefhet. Ek het julle lief. Ek het niks teen julle nie. Asseblief, kom ons kry net siele in die koninkryk en kry die mense in die ark in. Die deur gaan toe slaan. Dit gaan nie toegemaak word nie. Daai deur gaan toe slaan en die mense wat hier agterbly gaan skreeu. En ek sê vir julle dit, ek sien dit in die gees. Ek het 'n rukkie terug, het ek die bassyne in my kamer gehoor blaas. Ek hoor dit aan die ander kant, klaar. It's true, I'm telling you. Asseblief, neem my ernstig op. Glo dit wat ek vir julle wil sê. Ek wil hier uit Genesis 7 vir julle lees. Hoekom? Want daar's vandag 7 dae oor dat julle Jesus gaan sien. Dat ons verlosser, ons koning gaan sien. 23, 24 September is vandag 7 dae. En dan wil ek vir julle lees Genesis 7 vers 4, want oor nog 7 dae. Dis die 7de, Genesis 7, oor 7 dae gaan ek die aarde verwoes. God sê oor 7 dae gaan ek hierdie aarde besoek. En dan sê ek in vers 11, vers 10, na die 7 dae, toe kom die waters van die vloed op die aarde. Ek wil vir jou sê, dit gaan 'n verskriklike ding wees wat gebeur. Ek bewe, ek is in my binneste, ek is nie bekommerd oor wat julle van my sê nie, en oor wat wie van my sê nie. Julle moet onthou, broer en suster, wat ek hier sê, gaan ek voor hom staan. Ek vrees hom, ek het hom verskriklik lief. Ek sal nie iets sê wat hy nie vir my gewys het en vir my gesê het nie. Daarom, ek gaan voor hom staan, julle gaan ook voor hom staan. Elkeen van ons, Matteus 12:36, van elke ligsinnige woord wat ons praat, sal ons aan God rekenskap gee. Elke woord wat nie gewig het nie. Elke woord wat ek hier praat, sal nie op die grond val nie. Dis die woorde van Jesus Christus wat hy vir my gesê het. Wag tot die 26ste, is al wat ek julle vra. Wag tot dan, maar kry julle lewens reg, want die 23ste, 24ste September gaan die bassein blaas, die ark se deur gaan toeklap en ons gaan in 'n oogwink by die Here wees, by die laaste bassein. Die laaste bassein word geblaas op Yom Teruah, the day of trumpets, the feast of trumpets. Dit is die Tekiah Haggadol, is die langste trompet, dis Jesus se trompet, wat hy gaan blaas. Paulus sê, by daai trompet gaan ons almal verander word in 'n oogwink. Is jy reg? Weet jy, ek sit hierdie naweek, sit ek by my seun se rugby, ek het hom gevat, hy het gaan rugby oefen. Dit is vir my so mooi, die kinders speel so mooi, ek geniet dit. En ek wil ook net dit by sê, ek het nog nooit vir 'n mens gesê, verkoop jou goed nie. So as julle sê, mense verkoop hulle goed, luister, God het nie vir my dit gesê nie, anders sou ek dit vir julle gesê het. Hy het nie gesê nie, hy het gesê, werk rustig voort. Doen wat jy moet doen, Dani. My koms is hier, doen wat jy moet doen, praat met die mense. En ek sit en kyk die rugby en my kinders speel, my seun speel so mooi. Ja, dit was beautiful, maar hy het verloor toe.
Hy speel daar vir die Knights. En hulle teen die Bulls gespeel, die Grizzlies. Of die IPT. En toe hulle klaar gespeel het, toe is die telling voor my 22-33. Wat vir my baie snaaks is, die telbord is in wit en in rooi. Kan nou nie of het rooi en wit is, wit en rooi, maar ek kyk na die telbord, want die telbord by 'n rugby skool is nie rooi en wit nie. En ek kyk na hierdie ding, en terwyl ek na dit kyk, sê God vir my, Dani, ek praat met jou. Nou weet ek, hy praat met my, en ek kyk, en hy sê vir my, hy sê, Dani, ek wys vir jou 'n Afrikaanse idioom, net soos wat ek vir julle 'n Joodse idioom gewys het met die dag en die uur wat niemand weet nie. Hy sê, ek het dit nie vir julle weggesteek nie. Ek het vir julle gesê presies wanneer ek kom met die Feast of Trumpets. Hy sê, al my kinders in Israel, my volk, almal ken daai dag, Yom Kippur, the day and the hour nobody knows. Jy kan vandag vir enige Jood gaan vra. So hy het dit nie weggesteek nie. Hy het vir ons gesê, hy kom met die Feast of Trumpets. Nou sit ek en kyk en hy sê vir my, net soos daai idioom, wys ek nou vir jou 'n idioom in Afrikaans. En ek kyk, en hy sê vir my, God sê vir my, julle sê mos 2 en 2 is 4. Ek sê, ja Here. Hy sê 2 en 2 is 4. En die Here sê, en hoeveel is 3 plus 3? Ek sê 6, Here. Hy sê, en hoeveel is 6 plus 4? En ek kyk, ek sê 10, Here. En die Here sê vir my, watter dag is dit vandag? Ek moes my foon afsit en hom weer aansit om te sien, dis die 13de September. En God sê vir my, hoeveel dae het julle oor voor jy my sien? Ek sê, Here, 10, net 10. En God sê, Dani, ek wys vir jou dit. En die Here sê vir my, terwyl ek na dit kyk, sê hy vir my, hoe ver het julle die All Blacks gewen? En ek moes weer dink daaroor. En ek sê, Here, met 33 punte. En God sê vir my, dis reg. Julle het hulle met 33 punte gewen, want die wedstryd van die All Blacks teen die Springbokke was nie vlees teen vlees nie. Hy gee my Efesiërs 6 vers 12. Julle stryd, julle worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste in die lig. En die Here sê vir my, daai wedstryd wat hulle gespeel het julle met 33 punte gewen. Hy sê, wat was die All Blacks se telling? Ek sê, Here, 10. Hy sê presies, hy sê, wanneer praat ek met jou? Ek sê, Here, dis die 10de. Dis die 10 dae vandag wat daar oor is. Hy sê presies. En hy sê vir my, gaan kyk, wat beteken 33? En ek het na 33 gaan kyk by ChatGPT. En ek het dit oopgemaak. Ek wil sommer dadelik net vir jou sê, 33. The number 33 is seen as a number of God's promises. The phrase God's covenant appears 33 times in the Bible. Die woord Amen appears 33 times in the New Testament, wat God sê, dis waar en dis seker. Hy oorwin die bose. 33. The links 33 with God's faithfulness and his binding promises to his people. En dan sê hy hierso, adding 3 more years to 30 is the reign of David in Israel. Dit was die tyd. En dan sê hy hierso vir my, hy sê, in summary, biblically, the number 33 symbolizes God's promises, the age of Christ's sacrifice, the divine revelation and spiritual completion. Dis verby. Tyd is verby. It's spiritually, it's completed. Oor 7 dae van vandag af, it's finished, dis klaar. Dan staan ons voor hom. En ek verkyk my aan hierdie goede, terwyl die Here vir my dit praat, en hy sê vir my, hoekom is dit rooi, en hoekom is dit wit? Ek sê, Here, hy antwoord my, hy sê vir my, rooi is my bloed, dis waarmee julle die bose oorwin het. Hy sê, en wit is my geregtigheid. Vanoggend trek ek klere aan, en ek het so 'n bruin hemp aangetrek, 'n boerboelhemp en 'n buisbroek, en God te klaar getrek, sê vir my, nee, trek jou bruin hemp uit, gaan trek 'n wit hemp aan. Ek wil hê, jy moet vir die mense sê, hulle moet my geregtigheid aantrek. Galasiërs 3:27, weet julle nie, julle wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee nie. Asseblief, wat moet ons doen, broers, om gered te word? Handelinge 2:38. Bekeer julle, laat elke een van julle gedoop word, julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Agter in 1 Petrus 3:21 sê hy, want die doop is net soos die dae van Noag,
is die doop 'n daad van geregtigheid wat Noag gedoen het toe hy in die ark ingeklim het met die doop. Is dit vir ons? Die doop is nie 'n afwassing van die vuilheid van die liggaam nie. Dis 'n bede tot God om 'n skoon gewete. Ek smeek jou in Jesus naam, laat jou doop. As jy tot bekering gekom het, laat jou doop, is God se woord. Gaan lees 1 Petrus 3, 19 tot 21. Gaan lees dit en antwoord self vir God. Moenie my antwoord nie. Wat is ek? Ek is 'n niks. Dawid sê ek is 'n dooie hond, ek is 'n vloei. Ek is 'n stoffie. But I want to tell you, hierdie woord van God bly vir ewig. 1 Petrus 1:25. Ons is blomme van die veld, ons val af, poef, net so. But you better take heed to the word of God. In Jesus' mighty name. En terwyl ek so luister na die Here, en hy vir my sê, dis my geregtigheid, en dis my bloed, sê die Here Jesus vir my. Hy sê, julle gaan in hierdie wêreld verdrukking hê. Hy sê, maar hou goeie moed. Ek het hierdie wêreld klaar oorwin. Weet jy, ek ken daai skrif so goed, maar ek kan nie onthou waar staan dit nie. Hy sê vir my, Dani, die All Blacks se wedstryd teen julle was 'n wedstryd in die gees. Hy sê wat ek gewen het, en hy gee my hierdie skrif, en ek gaan kyk waar staan hierdie skrif. Weet jy waar staan dit? Johannes 16, vers 33. Die oorwinning van God se naam in die gees oor die bose. En ek sê nie daarmee die All Blacks is boos nie. Ek sê weer, dis vlees teen vlees gewees. Maar die gees wat hulle aanbid, daai Maori dans wat hulle doen voor die tyd, it's an abomination for God. God doesn't like it. Niks. En God sê, dis die gees wat ek oorwin het met my bloed en my geregtigheid. En ek gaan kyk na Johannes 16, 33. Daar staan, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het hierdie wêreld klaar oorwin. 33. Jesus se ouderdom, 33, sê baie mense, ek dink is 32. 33 was hy hier, toe hy die bose oorwin het, en vir ons die weg oopgemaak het na sy Vader toe. 33. En ek gaan kyk na 16. Wat beteken 16? 16 is die onuitspreeklike woord van die Jode, die naam vir God, Yud, Wav, Ja. Hulle sal nooit hy naam sê nie. Hulle het dit vervang in die Gematrika, het hulle dit vervang met Yud, Tzayin, sodat hulle nie hoef te sê ja, God nie. 16 beteken God se naam. Kyk nou mooi. Ja is Yud, Wav, beteken the hand and the nail. Dis wat 16 beteken. The hand and the nail. En as jy ja vat, en jy sit Yud, He, Wav, He by die ja, dan kry jy Yud, He, Wav, He. He, the hand of grace was nailed in grace. Dis die prentjies voor jou, vir die naam van God. 16. Die naam van God het die bose oorwin. Halleluja. Toe ek na dit kyk, toe sê ek, Here, dis waar. En hy sê vir my, julle oorwin hom deur die bloed van die lam en die woord van julle getuienis. En julle het julle lewens nie tot die einde toe lief gehad nie. Julle het julle geloof in my gesit en ek sal vir julle kom wat my bely. En toe praat God met my daarna, terwyl ek nou stil word in my kamer en die trane loop en ek is so stikkend en seer want ek sien mense wat doodgaan, hope by hope. 110 vers 6 Psalm met die Here het my gegee. Die dooie lyke lê oral. Ek het dit gesien, ek was wakker toe ek het sien, ek het 'n helikopter gesien, wat sy router afvlieg van hom af, en ek het gesien hoe gryp die mense binne, gryp hulle om aan hierdie ding vas te hou. Hulle oë is net so groot, en ek sien die chopper het nie so afgegaan, hy het so afgerol, toe hulle onderval, toe sien ek net hoe hop die mense uit dit in die bloed spat, oralster. Ek sien die klein vliegtuigie vlieg, toe hy so vlieg, breek sy vlerke albei so agteraf, en hy gaan reguit afgrond toe. En van my huis af, waar ek bly, tot daar onder die boom wat ons bedien, wat ek môre die laaste keer gaan bedien, in my lewe op aarde. Toe ek so kyk in die pad, toe lyk dit soos 'n koorsboom wat onder die pad opgroei, so druk hy die teer op, geen mens kan ry nie, dis lyke orals. Ek sien 'n mens wat sy darmes terugdruk, binne in sy liggaam in. Ek sien vrouens wat verkragt word. So skrikkelik.
En ek kyk hierdie goed. En terwyl ek dit kyk, begin die Here met my praat. En hy sê vir my, Dani, hy sê Charlie Kirk se dood was 'n profesie vir die wêreld. Net soos Lazarus se dood 'n profesie was. So is Charlie Kirk se profesie 'n profesie vir die wêreld. En terwyl ek so luister en God my praat, herinner hy my daaraan. Hy sê, Dani, onthou net, hy's nie dood nie. Hy's by my. Maar hy moet sterf, sodat die wêreld kan sien, the turning point of God is here. Dit was sy bediening. Turning point. God gaan hierdie aarde op sy kop omdraai. En die Here het van hierdie ding gesê. Hy sê, Dani, julle dink, wanneer die wegraping gebeur, is dit net trompette wat blaas en daar gaan die kerk. Hy gee my 'n skrif van Jesaja en hy sê, ek tref hierdie aarde met 'n skrikwekkende geweld. En terwyl hy dit sê, toe ek in die kamer lê en die trompette so blaas, het ek Jesus se gesig gesien. O, Here. Julle, ek wil vir julle sê, die Here is nie vriendelik nie. Ek het die anger op sy gesig gesien. Toe hy na die goddeloosheid en die boosheid kyk, in die goddelose mense en die hoogmoedige mense. En ek het gesien, you've got big trouble. Big trouble. En hy sê vir my, Charlie Kirk se dood is 'n profesie van the turning point of the world. Hy sê vir my, sy dogtertjies, dit was gister, en sy vrou, gaan hom terugkry binne 8 dae, gaan hulle hom sien. So hulle geween gaan in droefheid, gaan in blydskap verander. Hulle droefheid gaan in blydskap verander. Dis wat hy gesê het in Johannes 15 vir ons. Het hy daar gesê. En hy sê, Charlie se dood, sy naam beteken free, the free man. Dis wat Charlie beteken. Warrior, the free man. En God sê vir my, dis wat hierdie skrif vir die wêreld beteken. En hy sê, dis wanneer die verdrukking nou begin, soos hy vir my gesê het, gaan hierdie begin gebeur. Hy sê, ek stuur julle so skape onder die wolwe en wees versigtig soos die slange en opreg soos die duwe. Pas op vir die mense, hulle sal julle oorlewer aan regbanke en in sinagoges gaan hulle julle gesel. Ook voor goewerneurs en konings sal julle gebring word om my ontwil tot 'n getuienis vir die heidene. Maar wanneer hulle julle oorlewer, moenie kwel wat julle gaan sê of spreek nie, want dit sal in daardie uur, nie meer 'n dag nie. En daai uur sal dit aan julle gegee word. Maar dis julle wat spreek, maar die gees van julle Vader. As jy Jesus gemis het met die wegraping, dit gaan verskriklik wees. Ek sê nou vir jou. Moenie moedeloos tot die dood toe wees nie. Want hierdie skrif, wie volhard tot die einde toe, 2550 dae van die wegraping gebeur. Van daai dag af kan jy gaan tel, 2550 dae, Daniël 12, vers 11 en 12, Openbaring 11, jy kan gaan lees daarso, dis 2550 dae, op die kop is die verdrukkingstyd. En dis hoekom ek vir jou kan sê, wanneer die wegraping plaasgevind het, 23 September, kan jy begin tel. Jy kan uithou tot die einde toe, want jy gaan weet wanneer is die einde. Wanneer is die einde? 16 September 2032, op Yom Kippur. Dis die enigste keer, die 6de keer, wat dit in die wêreldse geskiedenis ooit sal gebeur, en die 7de keer nou die 23ste tot die 2550 dae, tot aan die einde met Yom Kippur, 16 September, sal dit die 7de keer wees. Daarna nooit, ooit weer op aarde sal dit op daai dag val nie. En voor 1948 het dit nooit weer op daai dag geval nie. So as jy my vra, hoekom is dit nou die 23 September, dan sê ek vir jou, gaan kyk, die wiskunde maak sin. God is 'n wiskundige. Hy het vir ons al hierdie goede presies so gegee. En wat sê hy vir my? Hier's dit. Hy sê, Charlie is 'n teken van die vrymense, van die edeles wat weggeruk word. Hier gee God my 'n skrif, wat ek moet lees in Jesaja 57. Hoe was Charlie weggevat? Kyk hier. Die regverdige kom om. Dit was Charlie. Hy was regverdig, hy het geleef vir Jesus. Al die stellings wat hy gemaak het, was om Jesus te eer. Daar's niemand wat dit ter harte neem nie. Amerika, die helfte van Amerika worry nie. They don't care.
Trouwens, die bose begin fees vier en spring op sy graf, breek sy memorials af. God sê dit. Hy sê, daar's niemand wat dit hart neem. Die vromes word weggeruk, sonder dat iemand daarop let. Dis die wegraping, in the twinkling of an eye, word ons weggevat. En hy oogwink. Hy sê, ons word weggeruk vanweë die boosheid. Die boosheid wat? Kom. Waar staan dit in die Nuwe Testament? Lukas 21:36. Waak dan, bid altyd deur, dat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, hierdie boosheid wat kom, te kan ontvlug, wegraping. En voor die seun van die mens te kan staan. Die Griekse woord wat daar gebruik word vir ontvlug, is ek. Dis nie dia nie, dis nie deur nie, dis uit die groot verdrukking uit. En dit is wat die Here sê. Hy sê, waak en bid. Waak en bid, watch and pray, watch and pray. Mense, dit is 7 dae. En ek wil hierso smeek, asseblief, skoolhoofde, maak 'n plan dat julle kinders, julle jong kinders, dat daar 'n geestelike spreker by hulle uitkom en hulle 'n kans gee om by Jesus uit te kom. Asseblief, ek smeek julle. Al die pastors, al die dominees, predikante, waar julle is, asseblief, vergeet om te stry oor die dag en die datum, asseblief, kry net mense by die Here. En julle wat nie seker is jy's gered nie, gaan, moenie nog wag nie. Gaan na die pastor toe, gaan na die dominee toe, sê ek wil net vir jou sê, ek het Jesus lief, en ek wil tot bekering kom, ek wil my laat doop my asseblief. Moenie langer wag nie, jong manne, jong mense, asseblief, ek smeek julle. Kom by Jesus uit. En die Here sê, hy was nie net 'n martyr nie, hy was 'n profesie vir die wêreld. En dan skryf my hierdie voor, hy sê, moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, sê Jesus, maar die swaard. Ek het gekom om tweedrag te wek tussen 'n man en sy vader, 'n dogter en 'n skoonmoeder, en 'n skoondogter en 'n skoonmoeder, en elke mens se huisgenote gaan sy vyande wees. Wie vader of moeder bo my lief het, is my nie waardig nie. En wie seun of dogter bo my lief het, is my nie waardig nie. En wie sy kruis nie neem en agter my volg nie, is my nie waardig nie. Wie sy lewe vind, sal dit verloor, maar soos Charlie, wie sy lewe verloor het, om my ontwil, sal dit vind. Charlie het sy lewe gekry, hy's by Jesus, ons gaan hom sien, ek en jy, oor 7 dae. We're gonna see him. But he lived his life just like Moses, as a tale that was told. Hy het 'n storie vir die wêreld vertel, en hy het 'n storie vir die wêreld gewys. The turning point of God is here. He's tipping this world. Moenie jou hoop meer op jou besigheid sit, jou rykdom sit nie. Moenie dit doen nie, want dit gaan vir jou niks in die sak bring nie. So gaan dit met iemand, die ryk ou wat gesê het, ek gaan my skatte bymekaar maak, ek gaan my skure groter bou. Toe sê God vir hom, jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis, en wiesend sal dit dan wees. Dan sê hy, so sal dit gaan met hulle wat skatte het, maar nie ryk is in God nie. Kom tot bekering, ek smeek julle in Jesus naam. En dan wil ek afsluit. Terwyl ek na hierdie goed te kyk van Charlie Kirk op die televisie, terwyl ek daarna kyk, praat die oukie, maar ek hoor wat die oukie sê, maar ek kyk nie van hom na hom nie, maar terwyl ek na hom kyk, sê die Here vir my, Dani, hoeveel views het hierdie program wat jy na kyk? Ek kyk nie na die views nie, ek luister wat sê hy oor Charlie Kirk, en die Here sê vir my, kyk na die views, wat hy het. Daar's die views, 23.9 miljoen, op hy oomblik. As ek 'n halfuur later gekyk het, was dit meer. 23.9. En God wys my, Charlie Kirk is geskiet in Amerika, 12 iets something, weet nie wat die tyd nie. Charlie Kirk is geskiet in die tyd in Israel, 23:9. 9 minute oor 11 is hy in Israel, PM, past middag geskiet. Dink julle is toevallig? You really think so? No. 23:9 gaan ek en jy God sien. Luister mooi na die woord en dan wil ek afsluit. Ek het gekyk en dit gaan oor my volk wat ek verskriklik lief is vir. Ek is lief vir hierdie mense, ek is lief vir hierdie land. Ek is lief vir almal. Maar ek wil vir u sê,
Ek het gekyk na die Suidlanders en ek het gekyk na Wynand de Tooy. Ek kan nou nie onthou wat die program se naam is nie. Ek kan sien julle is twee mooi manne. Ek kan dit regtig sien. Ek kan sien julle gees is sag. Vir al die ou wat op die Suidlanders praat. Ek ken jou nie, my brother, maar ek is baie lief vir jou. Ek smeek julle. Oor 7 dae van nou af gaan hierdie land aan niemand behalwe die duiwel behoort nie. 1 Johannes 5:19, die hele wêreld lê in die mag van die bose. Luister, die ANC gaan nie hierdie land besit nie. Die DA gaan nie hierdie land besit nie. Die EFF gaan nie hierdie land besit nie. Die grootste pyn, die grootste verwoesting is op pad na hierdie land toe. En wat jy gesê het, my broer op die Suidlanders, is waar. Hy het gesê, ons kan sien hoe die oorlog kom, ons kan sien, ek dink is Indonesië, hoe die mense opgestaan het in geweld. Dit is absoluut waar. Die oomblik wanneer ons weg is, die 23ste, of die 24ste, 23, 24, daai 2 dae, want dis in Amerika is dit die 24ste, hier is dit die 23ste. Die oomblik wanneer ons weg is, die 25ste gaan so chaos wees. Jong mamas, wat se kindertjies weg is, wat nie geglo het nie. Die pyn, die verskrikking, die skreeu in die strate. Hulle gaan God vloek omdat hy hulle kinders gevat het. Want 'n kind is onskuldig, want daar is nie 'n wet oor hom nie. Maar ek wil vir jou sê, jy's reg my brother, jy's heeltemal reg. Dit gaan onbeheerbaar en onmoontlik wees. En toe gee die Here vir my 'n skrif, terwyl hy met my praat, sê hy vir my, sê vir hulle. Ek sê, Here, wat moet ek sê? Hy sê, kyk af. En toe ek afkyk, toe is my Bybel oop, by hierdie skrif. Psalm 107. En ek wil vir julle dit lees, ek het 3 minute oor. Loof die Here, want hy is goed, sy goedertierheid is tot in ewigheid. Dit moet die verlosters van die Here sê, wat hy uit die nood verlos het. Uit die lande versamel het, van die ooste en die weste, van die noorde en die see af. Luister mooi. Hulle het gedwaal in die woestyn op die woeste paaie. 'n stad om in te woon het hulle nie gevind nie. Daar gaan vir julle nêrens 'n plek wees om te bly nie. I promise you. Honger en dors was hulle. Hulle siel het in hulle versmag. Toe het hulle die Here aangeroep in hulle benoudheid en uit hulle angste het hy hulle gered. Hy het hulle gelei op 'n regte pad om te gaan na die stad om in te woon. Laat hulle die Here loof om sy goedertierenheid, om sy wonderdade aan die mensekinders. Hy het die dorstige siel versadig en die hongerige siel met die goeie vervul. Die wat in die duisternis en die doodskaduwee gesit het, gevang in elende en eisters. Dis wat die anti-kris met julle gaan doen. Die 26ste gaan julle hom sien. Die 26ste gaan julle die anti-kris sien as hy uit hierdie chaos uit probeer om alles weer reg te kry. En hy gaan vir julle begin lieg en sê die wegraping was vir die goddeloses geweest. Hy gaan vir julle lieg. Asseblief, moet dit nie glo nie. Moet dit nie glo nie. En hoekom is julle in hierdie bande wat julle tel? Omdat hulle wederstrewig was teen die woorde van God en die raad van die Allerhoogste verwerp het. Psalm 107 gaan lees dit. Ek smeek julle, moet net nie die merk van die dier vat nie. Asseblief, as jy die wegraping gemis het, moenie dit vat nie. Kom uit die stede uit. Gaan na die duine toe, gaan in die woestyne en gaan net daar. Daar gaan die kos wees en ek wil vir julle sê die laaste 3,5 jaar op die aarde, Openbaring 11 gaan julle sien. Dit gaan nie reën nie. Dit gaan nie reën nie. Daar's nie boere wat iets gaan plant nie. 3,5 jaar lank gaan dit verskriklik droog en dors word in hierdie land. Jy sal dit in Psalm 107 verder gaan lees. Ek wil vir julle bid. Here Jesus, baie dankie, Here. Ek is soos 'n dier in 'n hok, Here. Maar hierdie woorde moet ek uit. Ek smeek U, Here, vir genade. Ek smeek U vir genade vir my land Suid-Afrika, vir die wêreld, Here, maar dis my land hierdie. Laat elke oor hoor, Here, wat die Gees van die Here nou sê. Asseblief, Here, in die naam van Jesus. Ons sal in die naam, in die hand van die spyker, sal ons die oorwinning behaal, wat U gegee het in U naam. Kyk, in hierdie wêreld gaan julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het hierdie wêreld oorwin. Here, sien daai hart wat nou voor U neerval, in aanbidding, wat uitroep, wees my genadig, seun van Dawid, wees my genadig. Vergewe sonde, Here. Here, stort U Gees uit, laat die laaste oes kan inkom in die laaste 7 dae, ek smeek dit in Jesus naam. Amen, amen.
Ek het môre die laaste optrede onder die boom, dis in Parsley Straat, hier in Pretoria, 12:00 die middag begin ons. As julle saam met ons wil kom om julle te verootmoedig voor God, dis al wat dit gaan wees. Ek kan nie meer praat, ek het nie meer woorde nie. Maar die Here seën julle, dan sien ek julle aan die ander kant. Shalom.